saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven, resting upon him. I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven, resting upon him. I saw this happen to Jesus, so I testify that he is the chosen one of God. I saw this happen to Jesus, so I testify that he is the chosen one of God. The Holy Spirit descending like a dove from heaven, and resting upon him. I saw this happen to Jesus, so I testify that he is the chosen one of God. I saw this happen to Jesus, so I testify that he is the chosen one of God. Oh, look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Oh, look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Come and see, come and see, come and see. Come follow me, come follow me. Oh, look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Oh, look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Sin of the world. The sin of the world. The sin of the world. Come and see, oh, come and see. Come follow me, come follow me, follow me. Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer vanmôre by mekaar te wees. Ek wil vanmôre net, as ons begin, wil ek maar net sê, om by mekaar te wees, al is ons vanmôre, miskien nie fisies by mekaar nie, om net rondom die woord van die Here by mekaar te kom, is so 'n voorreg. En dan natuurlik om saam met vriende, en saam met familie, en saam met 'n gemeente by mekaar te wees, is so 'n voorreg. So vanmôre wil ek vir jou welkom sê, waarvan of jy ook al luister, waar jy ook al is. Miskien is jy alleen vandag, miskien voel jy 'n bietjie eensaam, maar welkom vanmôre en weet dat jy vir God kosbaar is. En dat die Here jou wil seën, dat hy jou wil bemoedig en toerus vir die lewenspad wat hy voor my en jou gesit het. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag. Dankie dat hierdie dag vol is van alles wat ons nodig het, omdat U, Here, in al ons behoeftes voorsien, na U rykdom en U genade in Christus Jesus ons Here.
Seën asseblief hierdie woord, Here, aan ons harte, spreek in elkeen van ons harte in, en gee vir ons, Here, wat ons nodig het, vir ons lewenspad vorentoe. Here, ek eer U, ek loof U, U is ons almagtige God, ons Vader. Ons buig ons knie voor U, Vader, vandag. Ons sê vir U dat ons U kinders wil wees, en dat ons U wil dien, en dat ons begeerte vir U is, Here, dat ons knie voor U buig in afhanklikheid, in die wete, Here, dat sonder U kan ons niks doen nie. Dankie vir U groot genade van vandag, in elkeen van ons lewens, dat U vir ons toevou met U teenwoordigheid, U goedheid, U guns, en seën ons asseblief vandag met U teenwoordigheid in die krag van U Heilige Gees, om die woord aan ons oop te maak, en om ons te bedien met die, met die lewende water, wat ons verlosser Jesus Christus is. Dankie Vader, ek eer U in die naam van Jesus. Amen. Goed, so ek wil vanmôre sommer oor 'n paar beginsels praat in ons lewe, wat van belang is. Die Here se hart vir ons is dat ons in oorwinning lewe, en oorwinning beteken nie, daar's nie teenstand nie. Inteendeel, die woordjie oorwinning sluit in 'n opposisie of 'n wedloop of 'n stryd. Dit sluit dit in. So daar kan geen oorwinning wees sonder dat daar 'n uitdaging is nie, of iets is om te bereik nie. En partykeer kan die lewe so kompleks raak. Partykeer kan die lewe so intens raak. en ja, dit is so, dis verseker so. Maar weet jy, ek weet dat die Here wil nie net hê ons moet heeldag, ek wil amper sê stoei en beklei en sukkel en worstel nie. Ek weet dat God vir elkeen van ons 'n plek het van rustigheid, van kalmte, van in die middel van die storm, soos Jesus agter in die boot aan die slaap gaan raak het, te midde van die storm, is daar ook vir ons 'n rusplek in God se hart. Daar's 'n plek van rustigheid, daar's 'n plek van vrede, en soms te midde van 'n storm. So vanmôre wil ek sommer net oor 'n paar gedagtes praat, oor 'n paar beginsels van wysheid, 'n paar elementêre dinge wat ons in ons lewe nodig het, om as kinders van God vorentoe te kan lewe, suksesvol te kan lewe en te kan doen wat God ons geroep het om te doen. So die eerste gedagte wat ek vandag oor wil praat, is die gedagte van gebed. Die voorreg van gebed wat ons het. God het vir ons die geleentheid, die realiteit geskep dat ons kan bid. En ek wil vanmôre oor so 'n paar gedagtes rondom gebed gesels, as 'n noodsaaklikheid in ons dag tot dag lewe met die Here, met mekaar en God se plan vir ons lewe. Gebed is krities belangrik, en dit is 'n vreugde, dit is 'n voorreg om te kan bid. So die eerste gedagte is dan gebed, en dan wil ek sê, daar's verskillende soorte gebed. Partykeer as 'n ou na gebed dink, en dan dink jy, gebed, dis dit. Maar daar's baie verskillende soorte gebede. En ek gaan maar sommer net 'n paar noem, daar's waarskynlik meer, nê. So ek praat van stilte tyd. Jou tyd wat jy saam met God spandeer, wat jy miskien eenkant gaan sit, miskien in die aand of in die oggend of iewers deur die dag, wat jy jouself afsonder en jy gaan sit. En dit is so, en jy het miskien 'n sekere 'n plan wat jy volg, of jy spandeer tyd op sekere fasette van jou verhouding met die Here. Okay, so die eerste een is dan stilte tyd, en dis alleen, meeste van die tyd is dit alleen, waarskynlik. Dan is dit gesamentlike gebed, geleenthede wat ons saam met mekaar bid, wat ons vir 'n sekere saak bid, wat ons vir ons land bid, wat ons in die kerk saam oor iets bid, vir iemand bid. Goed, dan is dit gebed vir ander, waar jy vir iemand anders bid, of alleen, of saam met die persoon. So jy bid vir jou gesin, jy bid vir jou geliefdes, vir jou mense, vir jou werk, vir jou gesondheid, al daai sake waarvoor 'n ou bid. Gebed, en dan natuurlik vir ander. Jy bid al daai goed vir ander mense, en dan natuurlik om jou hande op mense te lê. Die woord sê, lê julle hande op die siekes en bid vir hulle. En dis belangrik dat ons dit verstaan, dat God wil hê dat ons net aan daai persoon moet raak, en ons gaan oor die volgende tyd oor die belangrikheid van aanraking praat. Maar so dit is dan daai kant. Die volgende een is 'n noodoproep, 'n noodgebed, 'n uitroep om hulp, waar jy in 'n radikale situasie sit, wat jy net letterlik na God toe uitroep, Here help.
in sommige tye en plekke in ons lewe, dan is dit ons algemene, daaglikse gebedsverhouding. Nou, dit is nie formeel nie, dit is nie 'n plek of 'n tyd nie, dit is gedurig. Die woord sê bid sonder ophou, so wat ek hier wil sê is, dis 'n tyd wat ek en jy net eenvoudig, of dit is nie 'n tyd nie, dis tyd. Jy bid gedurig, jy is heeltyd bewus van die teenwoordigheid van God. Al is dit nie formele gebed nie, jy is nie besig met 'n gesprek met God nie, maar God is heeltyd hier by jou, en jy is bewus van dit. En ek dink, ek wil amper sê, dis 'n uitdaging, en is belangrik, maar ons kan bewus wees van God se teenwoordigheid hier langs ons, terwyl ons hele dag taak doen. Hy gaan saam met jou, ek sal jou nie begewe of verlaat nie, ek is soos die skadu aan jou regterhand, en hy is daar. Die ding is net partykeer soort van, raak ons so opgevat, en so betrokke met dit wat ons doen, dat ons die teenwoordigheid van God miskien vergeet, of dit net miskyk. So God is heeltyd by ons, en die gedagte vanoggend is dat, en ek wil spesifiek daar praat, dat gebed is nie net stilte tyd nie. Dit is nie net 'n formele gebeurtenis in die kerk of in 'n groep nie. Dit is daai dag tot dag, gesels, praat, vra raad, help my Here, wat nou? Here, maak vir my, gee vir my wysheid. En dis daai interaksie met God, en dit is 'n ontsettende belangrike aspek van ons verhouding met God. Okay, so ek wil vir ons net lees in Markus 1 vers 35, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek, en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Jesus het hom gereeld afgesonder. So gebed is belangrik, en hy het hom afgesonder en hy het gaan bid. Nou ouens, wil ek net sê, nee, as Jesus dit moes doen, as die Seun van God, as God self, hoeveel te meer, het ons Vader en Christus in ons lewe, deur die Heilige Gees nodig, om in hierdie wêreld te kan beweeg, vorentoe gaan en te kan doen, wat God ons geroep het om te doen. In 1 Tessalonisense 5 vers 17 staan daai 3 woorde, bid sonder ophou. Nou dis daai 5de element van gebed wat ek van gepraat het. Dis daai gesels met die Here. Dit is, en ek wil vir 'n oomblik net hier stil staan. Ek het al so baie oor hierdie gesels en na dit verwys, maar ek wil vanmôre sê, dit is daai vrymoedigheid. Dit is die persepsie van God wat ek het. Jy sien, as ek nie dink dat God met my wil praat oor my lewe nie, gaan ek nie met hom praat nie, as ek nie die vrymoedigheid het nie. As ek voel, ek wil nie die Here pla nie, ek wil nie 'n oorlas wees nie, ek het al met hom gepraat vanmôre, ek kan nie nou weer met hom praat nie. Amper asof God 'n sekere profiel in my lewe het, wat amper half nie toeganklik is nie, amper half asof ek kan dit nie doen nie. Hoor mooi, God, jou Vader, die Here van jou lewe, wat jou lief het en vir wie jy kosbaar is, kan nie wag dat jy gereeld elke dag en die hele dag met hom praat, hom betrek by jou lewe, hom betrek by jou besluite, hom betrek by jou uitdagings, jou probleme. Hy wil elke dag al wees, hy wil nie soort van hê dat ons moet weg sit nie, amper sê, as ek klaar is met my stilte tyd, dan staan ek op en dan teoreties soort van los ek die Here in die Bybel en die goed, dan loop ek uit. Dan gaan ek nou deur my dag, en vanaand, as ek by die huis kom, as ek weer van, Here, hierdie het gebeur, dit het gebeur. Waar is die Here die hele res van my dag? Hy is by jou. Respekteer hom en eer hom en waardeer dat hy daar is. En gebruik die voorreg dat jy in enige tyd, enige plek, enige situasie, enige omstandighede, kan jy met hom praat, in jou gebed, jy kan partykeer tussen mense sit, en dit beteken nie met hard bid nie, jy kan sag bid, Here, wees met my, wys my, ek is baie senuweeagtig, ek voel oorweldig, help my asseblief, Here, geef my kalmte, geef my rus. Ons het hom elke dag, heel dag nodig. So gebed is nie alleen stilte tyd, 5 minute in die oggend of in die aand nie, of 'n halfuur of wat ook al nie. Dis 'n daaglikse gewoonte, 'n toewyding wat ons motiveer deur ons honger en ons dors vir God. Ons het die Here so nodig.
Matteus 6 praat hy van ons binnekamer. Maar jy, wanneer jy bid, Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur toe, en bid jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid is, wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. God wil jou seën, en God wil daai tyd van intieme verhouding met hom, dis net jy en hy, daar's niemand anders nie, jy bid nie omdat jy 'n behoefte het nie, jy bid nie omdat jy moet nie, dis nie 'n noodgeval nie, dis daai tyd wat jy net saam met God sit, saam met jou Vader, en deur die Heilige Gees praat jy met hom, en hy lei jou, die Heilige Gees kom, lê op jou hart, wat jy moet doen, wat jy moet bid, en hy help jou, en hy lei jou, hy is jou leidsman, hy is jou vertrooster, hy lei jou in die waarheid in, ensovoorts. So dit is so belangrik. In Jesaja 1 vers 18 sê die woord, kom, laat ons die saak uitmaak. God wil met jou praat, hy wil met jou bespreek, en ek het noudag vir iemand net gesê, partykeer is mense kwaad vir die Here, nee. en ons is nie kwaad vir die Here, ons is kwaad vir die omstandighede, ons is oorbluf, ons verstaan nie wat aangaan nie, nee. En dan dink ek, ja, maar ek kan nie dit vir die Here sê nie, ek kan nie vir die Here sê, ek is kwaad, en ek is ontsteld en goeders nie, jy kan my vriend, jy kan, en God wil hê jy moet, want jy sien, wanneer jy met die Here praat, oor jou hart, en vir hom sê, Here, my hart is bitter, my hart is omgekrap, dan kan God met jou hart werk, dan maak jy jou hart oop, jy maak daai plek wat jy voel, jy nie waardig is om te kan aanspreek nie, maak jy oop, en God se lig kan in dit inskyn, en hy wag vir jou en my, om in opregtheid met hom te bid, en weet jy mag vir God van jou swakhede vertel, jy mag vir God sê, Here, ek is bang, Here, ek is kwaad, Here, ek is ongelukkig, Here, ek is moeg, wat ook al die geval mag wees, jy mag dit vir hom sê, as ons dit nie vir God kan sê nie, vir wie moet ons dit sê? Moet ons dit aan ons vriende sê? Ja, dis goed om met jou vriende te praat, maar daar's baie goed by ou wat jou vriende nie kan verstaan nie. Hulle het nie die insig nie. Net God ken jou hart. Net God sien die hoekom en die waarom. Net hy. En daar's sekere antwoorde wat net die Here deur sy Heilige Gees in jou hart vir jou kan gee. Mense kan bemoedig en help en bystaan en ondersteun. Maar mense ken nie daai interne, diepste, sensitiefste dinge van jou en van my lewe nie. Hulle ken dit nie, en daarom kan ons, en mag ons, en moet ons na die Here toe gaan, en ons moet vir hom ons hele hart deel, sodat hy ons kan help. Aanvaar die beginsel dat God goed is en dat hy getrou is. En ons het laasweek gepraat oor, maar ek het dit nou nie ons kon nie die boodskap uitsaai nie, want daar was 'n paar probleempies gewees, maar ons het daaroor gepraat, dat God sê ek is. God is alles, hy is altyd alles, hy is altyd getrou, en hy is altyd regverdig. Hy is altyd 'n God van genade, maar hy is ook altyd 'n God van oordeel. Hy is altyd 'n God van liefde, maar hy is ook altyd 'n God van geregtigheid. So wanneer God oordeel, dan word sy liefde, genade en goedheid nie weggeskuif en nou is hy 'n God van oordeel nie. God is in balans met homself. Hy is altyd alles, en hier's wat ek wil sê, selfs in God se oordeel, selfs wanneer God die sonde bestraf, is hy 'n God van liefde, is hy 'n God van genade, goedheid en guns. Anders het ons nie 'n kans gehad nie. So, ek wil vir jou sê, onthou en besef in jou binnekant, dat jy vir God kosbaar is wanneer jy bid. Wanneer ons met 'n minderwaardigheidskompleks na God toe gaan, wanneer ons na God toe gaan en dink, Here, ek het foute gemaak, en hier's foute in my lewe, hier's dinge wat nie lekker is, hier's goed wat ek nie verstaan nie. As ons daarom dink, nou kan ek nie na God toe gaan nie, want ek is nou, kan ek maar sê, van die wa af, ek is nou op 'n verkeerde pad, ek kan nie na die Here toe gaan nie. Nee, vriende, dit is hoe dit is nie, dis hoe dit werk nie. God wil hê dat jy in die varkhok van jou lewe spreek woordelik, soos die verlore seun, kan uitroep na die Here toe en sê, Here, ek sal teruggaan na die huis van my Vader, of wat ook al die geval mag wees, Here, my hart is seer, help my, of wat ook al die geval mag wees. Okay. Die Here sê vir ons op soveel maniere en soveel plekke, dat hy vir ons sê, in Jesaja 43 vers 1 tot 3, hy sê, wees nie bevrees nie, moenie bang wees nie. Nou, dink ek myself, ek
ek is bang. Ek het help die Here sê vir my moenie bang wees nie, ek is. Maar jy sien, hier is die ding. Sê vir hom, praat met hom, vat jou vrees, vat ook jou vreugde na God toe. Die Here wil nie net hê ons moet heeltyd by hom moan en grou nie. Die Here wil hê ons moet met hom lag en vreugdevol wees. Hy wil hê ek moet na hom toe kan kom en sê, "Jo Here, hierdie klein kind van my is amazing. Ek het so 'n wonderlike ervaring en geleentheid saam met hierdie klein kind van my gehad, my dogtertjie met Lunay. Sy's absoluut amazing. En met Dian, my kleinseun en die ander een, Divan. En dit is so 'n voorreg, Here. Dankie vir dit." So God wil hê jy met jou vreugde met hom deel, maar ook jou hartseer en pyn. En jou donker kant, as ek dit so mag sê. Daai donker kamertjies in jou lewe wat jy self nie eens wil ingaan nie, daai vrese en daai minderwaardighede en daai onopgeloste issues in jou lewe. God wil deel word daarvan. Hy begeer om vir jou om dit vir hom oop te maak sodat hy daar kan inkom. Ek wil vir jou, ek glo ek gaan hierdie met permissie kan sê, ons het 'n vriend Doep, wat in die hospitaal is, en dis regtig 'n uitdaging, en ek glo hy sal nie omgee as ek dit deel nie, en hy het ook gevra dat ons asseblief vir hom moet bid. Hy het nou so ruk terug die helfte van sy een voet verloor as gevolg van 'n situasie, 'n virus, en die helfte van sy voet is toe nou geamputeer. En so waar laas week is ook die helfte van sy ander voet. So hy het nou 2 halwe voete om dit so te stel. En ek het gister net met hom gepraat en saam met hom gaan bid en goeders. En ek sê vir hom, maar Doep, jy's 'n kind van die Here en jy's lief vir die Here en jy het jou hart vir hom gegee. En hy sê met my so, kyk, hy sê, ja, ek het my hart vir hom gegee, nie my voete nie. en partykeer voel 'n ou so. En so net hier, kom ons bid vir Doep. Bid vir hom. Hy's nog in die hospitaal, hy gaan nog 'n rukkie daar wees. Bid vir hom dat hy sal gesond word en dat hy weer die volheid van God se plan vir sy lewe kan ervaar en beleef. Maar hier is wat ek vir jou wil sê, in daai tye van moeilik wees, van jy weet nie wat te kant toe nie, jy's kwaad, jy's voel nie lus eers om te bid nie. Moenie dink jy moet nou gaan bid en jy moet nou hierdie perfekte rympie opsê en jy moet in hoofletters praat en al daai goed nie. Nee, jy kan net na die Here toe gaan sê, Here, ek's klaar, ek's moeg, ek's op. Here, ek verstaan nie, ek is kwaad. Here, ek is so kwaad, ek weet nie wat gaan aan nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Hoekom mag jy dit nie vir God sê nie? Weet jy wat? Dit is godsdiens wat dit vir jou sê. Dis nie 'n verhouding met God nie. Onthou, gebed is 'n proses en gebed is 'n verhouding. Dis 'n verhoudingsproses. Dit groei. En so ek wil jou regtig vanmôre seën en ek wil vir jou vanmôre vra om toe te laat dat die Here jou optel en dat hy jou help. Gebed is daar sodat ons kan saamstem met Filippense 3 vers 10 waar Paulus sê, ek ag alles skade, hoor mooi, sodat ek hom kan ken. Ouens, God wil hê jy moet hom ken. Nie net ken soos hy's God, ja, ek weet van hom en ek eer hom en ek respekteer hom en ek weet God is groot en God is almagtig. God wil ook hê jy moet hom ken. Die woordjie ken spreek van 'n intieme persoonlike verhouding. Hy wil hê jy moet sy stem kan onderskei. Hy wil hê jy moet weet wat is sy karakter, wat is sy persoonlikheid, hoe werk God met jou? En dit is wat hy regtig vir jou wil hê. Jy mag dit hê. Goed, dan wil ek net gaan na 'n volgende punt toe gaan en dit is meditasie in die woord. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê vir ons die volgende. Dit sê dat ons moet mediteer. Nou mediteer is miskien 'n moeilike woord vir baie mense want meditasie word gewoonlik aan ander gelowige gekoppel wat nou nie noodwendig presies die Christendom is wat ons doen nie, maar kom ons kyk vir 'n oomblik daarna. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan in die weg van sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Hoor mooi, maar sy behaag is in die Here, in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ons hier is wat ek wil sê. Ons het al gepraat oor bome,
en bome van geregtigheid, die boom wat geplant is by waterstrome. Daai boom kom ook in 'n storm. Daar kom ook 'n geweldige windstorm en reën en goeters en die boom ervaar al daai goed, net soos almal. Maar daar's 'n interne krag, daar's 'n vermoë, daar's 'n hoop wat by hoop verbygaan, wat by sien verbygaan. En dit is so belangrik. En hy sê dis die wat op die Here mediteer. Hy praat in die Ou Testament wat op die wet. En hy sê, kom ek lees dit net weer. Maar sy behaag is in die wet van die Here. Die wet van die Here is die wet van liefde. Jesus sê 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê. Dit is wie God is. God is liefde. En so wat dit impliseer is dat ons oor die woord in verhouding, in gebed saam met God mediteer. Nou, hier's wat meditasie in ons konteks vir ons sê. Dit beteken nie dat jy jou gedagtes leeg maak en iets soek om dit vol te maak nie. Meditasie beteken dat ek my gedagtes leeg maak en God se woord insit. Dat ek in 'n plek kom wat ek van myself leeg maak. Want as ek vol van myself is, waar gaan God inkom? Dat ek my eie dinge leeg maak vir God en sê, Here, kom in, kom bedien my, kom praat met my. Here, ek wil, partykeer is tyd saam met God. Partykeer is, mense praat van stilte tyd. Partykeer moet daar stilte in stilte tyd wees. Partykeer moet ek net by God kan sit en weet, ek is by hom, ek is saam met hom, ek is in sy teenwoordigheid. En weet jy kan God se teenwoordigheid ervaar. Jy weet, dis weer eens 'n onderwerp wat baie mense voor skrikkerig is. Mens kan nie goed ervaar nie, want dan is dit verkeerde goed. Nee. God is die skepper, God is die almagtige. Jy gaan verseker bewus wees van die teenwoordigheid van God, as jy tyd vat, eenkant saam met hom gaan sit, jouself oopmaak voor hom, en hom innooi in jou hart in. Jy gaan bewus raak van hom. Hoor net mooi, jy moet dit verstaan, jy moet dit toelaat. Jy moet toelaat dat dit gebeur. Dit help nie 'n ou gaan sit en jy bid soos so half gestruktureerd. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, raai, dankie, ek's klaar, ek het gebid als. Wag 'n bietjie, stop net 'n bietjie, wees rustig. Laat jou gees toe om die woord van God te ontvang. Laat jou gees toe dat die Heilige Gees deur die woord met jou praat. Sit en wag op die Here. Wag op hom. En weet jy, soms kan jy stil wees voor die Here. Stil. Jy sê niks en hy sê niks, maar daar's 'n massiewe proses wat aan die gang is, wat aktief is. Dis nie net 'n dooie, lewelose stilte nie. Dit is 'n lewendige, aktiewe stilte waarin God amazing goed doen. En wanneer jy uit daai binnekamer vertrek van jou loop, dan is jy 'n ander mens. Jy's vervuld. Daar's iets in jou wat jy nie noodwendig rasioneel vir iemand anders kan vertel oor dit en dit en dit het gebeur nie. Dis net hierdie realiteit van ek het in die stilte saam met God tyd spandeer en hy het 'n amazing ding gedoen. Ek verstaan dit nie. En weet jy wat, ons hoef nie als te verstaan nie. Verstaan is baie overrated om te verstaan. Ons dink ek moet verstaan, ek moet weet hoekom, waarom en wat. Weet jy wat, daar's baie goed wat ons nie gaan verstaan nie. En dit, partykeer is dit uitdagende goed, partykeer is nie sommer dit goed wat jy kan onder die mat invee nie. Partykeer is daar massiewe uitdagings wat ons nie verstaan nie. En dis okay. Volg die Here, mediteer op sy woord, dien hom. Psalm 119 vers 133 sê, maak my voetstappe vas in u woord en laat my ongeregtighede oor my nie heers nie. Die Here wil in jou lewe heers. Die Here wil hê vrees, onsekerheid, uitdagings, versoekinge, beproewinge moet oor jou heers nie. Sal ons dit hê? Ja. Sal dit altyd daar wees? Ja, want totdat Jesus terugkom en hierdie aarde nuut maak, sal daar op hierdie aarde waar ons woon gebrokenheid wees. Sal daar mistrappe wees, sonde wees, foute wees. Selfs in die lewe van ons, van die kinders van die Here. 'n Kind van die Here is nie noodwendig iemand, nie is noodwendig nie. Dit is nie iemand wat presies 100% heilig en reg en goeders is nie. Ons is heilig in Christus. God sien ons as geheilig,
skoon gewas deur die bloed van Jesus. Maar is ons lewenswandel altyd presies dit? Ons hoef nie ver te soek om daai vraag te antwoord nie. Ons kan maar net na die lewe van Dawid, die lewe van Paulus, die lewe van Petrus, die disippels, die kinders van die Here uit die Bybel uit, kan ons kyk en sien dat hulle het 'n passievolle liefde vir God gehad. Hulle was eerlik en opreg kinders en diensknegte van God. Tog het daar soms dinge verkeerd geloop, as ek dit so kan stel. Tog het hulle soms verkeerde besluite geneem. Tog het hulle soms in 'n posisie gevind waar hulle nie wou wees nie. Maar hoor net asseblief vandag, die Here wil jou seën. Die Here wil jou help. Die Here wil saam met jou wees. En God wag nie vir die perfektes om na hom te kom nie. Hy wag vir die gebrokenes. Hy wag vir die wat in hulle gebrokenheid, ja, en ook in hulle vreugde na hom toe kan kom. En hy doen amazing goed in die geestelike realm. Wanneer ek en jy stil is, wanneer ons toelaat, laat God dit doen, dan lei hy en dan heers my omstandighede nie meer met my nie. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. In Filippense hoofstuk 4 vers 8, en ek wil dit net gou lees, staan daar, en die woord sê daar vir ons dat, hy sê daar, dat ons gedagtes moet vul met dit wat goed is. Nou ja, dit wat goed is die woord van die Here. Die woord van die Here is goed. Maar ek wil vir jou sê, daar is duisende ander goed in die lewe wat ook goed is. Jou liefde vir jou kinders, jou liefde vir jou vriende, jou mense, jou familie, die waarde van die seëninge, die voorregte, die voorsiening van God in jou lewe. Dit is so, ons moet dit waardeer en dit vul ons met goeie dinge. Ek wil graag vir julle lees, vers 8 sê, hoofstuk 4, Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is en alles wat loflik is, watter deug daar ook mag wees. Bedink hierdie dinge. Wat Paulus hier vir ons sê is dat dit wat ek my verstand mee vul, is wat in my hart lê. Ek kan nie my verstand met negatiewe, vrees, bitterheid, haat vul en heeldag sit en dink hoe te nagekom is ek, hoe seer gemaak is ek, hoe het die lewe my onregverdig behandel. Ouens, net 'n oomblik. Die lewe is nie regverdig nie. Die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu, speel nie volgens die reëls nie. Hy doen dit nie. Hy speel buite die reëls en dis reeds sy strategie om die woord van God te opponeer, om te doen wat nie gedoen kan en moet word nie. En so wil ek jou bemoedig vandag. Moenie jou verstand vrywilliglik vul met negatiewe, bitter, lelike, goed, wat negatiewe emosies by ons wek nie. En ek gaan nou so 'n bietjie, dalk 'n bietjie oor die lyn trap, maar waarmee vul ons gedagtes as ons by die einde van ons dag kom? Vul ons dit met goeie goed of en ek is self skuldig, sit 'n ou in video's kyk of Facebook of wat ook al en ja, daar's goeie goed ook, maar was baie slegte goed. En hoor net mooi, dit wat ek my dag mee afsluit, lê in my hart. En dit het nie 'n goeie invloed nie. So net 'n voorstel. Sluit jou dag af met iets positief. Sluit jou voor jy gaan slaap, bedoel ek. Voor jy jou oë toemaak en gaan slaap. Vul jouself met vrede. Vul jouself, mediteer op die woord, die goedheid, die genade, die voorsiening, die vrede, die vreugde, die blydskap. Vul jou hart met dit, sodat dit in jou hart insink en dat dit jou dra en jou seën. Bedink die goeie dinge. Ek wil jou seën vandag en ek wil vir jou sê, Christendom is nie veronderstel om hierdie marteltog te wees nie. Ja, ons het almal uitdagings. Ja, daar's hartseer en pyn. Ja, daar's onverstaanbare goed. Maar die Here wil jou seën. Hy begeer om jou binne in die storm van jou lewe te seën. Hy begeer om jou hand te vat wanneer daar pyn en hartseer is. Wil hy jou seën, hy wil jou help, hy wil saam met jou wees, hy wil vir jou hoop gee. Hy wil 'n glimlag op jou gesig sit. Al kan die wêreld niks kry om oor te glimlag nie. Hy wil jou in jou diepste hart, in jou gees,
aanraak, bemoedig en versterk. Mag hy dit in hierdie week vir my en vir jou doen. Kom ons sit so dan bid ons net saam. Hemelse Vader, dankie vir u liefde. Dankie dat u ons God is. Dankie dat u ons koning is. Dankie vir vergifnis. Dankie vir genade. Dankie vir goedheid. Dankie vir guns. Dankie ook Here vir geregtigheid, vir vrede en blydskap. Dankie vir hoop. Dankie vir liefde. Dankie vir krag. Dankie Here dat ons hele lewe voor u kan lê. Dankie dat ons vanmôre vir u kan sê, Here, ons sukkel hier en ons dra swaar hier. Maar Here, dankie ook dat u vir ons voorsien. Dat Here u deure oopmaak wat nie oop kan gaan nie. Dankie dat u wonderlike mense in ons lewe sit. Mense wat ons kan bemoedig en optel. Mense wat nie altyd eers besef watter groot impak hulle in ons lewens het nie. Dankie Vader, ek prys u heilige naam. Seën asseblief elke persoon vandag. En Here, rus ons toe om hierdie pad van die lewe te kan loop in geloof en in gebed en in meditasie oor die woord. Vul ons met u heerlikheid, almagtige God en Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Prys sy naam, mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê, en dan in sy vrede lewe. Amen. If I sing but don't have love, I waste my breath with every song I bring. An empty voice, a hollow noise. If I speak with a silver tongue, convince a crowd but don't have love, I leave a bitter taste with every word I say. So let my life be the proof of your love. Let my love look like you and what you're made of. How you lived, how you died, love is sacrifice. So let my life be the proof of your love. If I give to a needy soul but don't have love, then who is poor? It seems all the poverty is found in me. So let my life be the proof of your love. Let my love look like you and what you're made of. How you lived, how you died, love is sacrifice. So let my life be the proof of your love. When it's all said and done, when we sing our final song, only love remains, only love remains. If I speak with human eloquence and angelic ecstasy, but don't love, I'm nothing but the creaking of a rusty gate. If I speak God's word with power, revealing all of his mysteries and making everything as plain as day, and if I have faith to say to a mountain, jump, and it jumps, but I don't love, I'm nothing. If I give all I own to the poor, or even go to the stake to be burned as a martyr, but I don't love, I've gotten nowhere. So, no matter what I say, no matter what I believe, no matter what I do, I'm bankrupt without love. Let my life be the proof of your love. Let my love look like you.